Goeiemôre en baie welkom by ons erediens op hierdie wonderlike Sondag 8 Desember. Weereens sê ons, dank ons net aan die genade wat die Here vir ons gee om hierdie Sondag na sy woord te kan luister. Daarom sê ek vir u, welkom by die erediens en soos gewoonlik, kom ons begin met ons eerste lied, ons voorsang tot lof en eer van die Here, met 146, prys die Here, loof en prys hom. Loof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom, ek wil God my loflied bring. En solank ek lief om eer, loof die groot en troue Heer. Geskape het, hy alleen sal jou kan red. God gee uitkoms en bevryding, hongeriges gee hy brood. Hy genees ons van ons lyding en verlos uit elke nood. Die verdrukte gebed, oor hy aan sy liefde red. Hy sal altyd trouw ons hier bly, deur hom sal daar redding kom. Maar die goddelose stuit hy en versper sy pad vir hom. Hy sal altyd bly regeer. Halleluja, prys die Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is, wat was, wat kom, die Almagtige. Amen. Gemeente van die Here God, ons Vader en Jesus Christus, genade en vrede vir julle. Amen. Nou geliefdes in die Here God, het ons met sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord saam te sing uit lied 201, lof sing die Here.
'n pragtige, wonderlike, sterk lied. God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22, vers 35 tot 40 op. Een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vasdryf. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ons weet hoe liefdeloos ons teenoor God en teenoor ander mense is. Laat ons skuld bely met die volgende woorde. Here, ons het almal afgedwaal. Ons handel almal in stryd met u woord. Ons is liefdeloos teenoor u en ons medemens. Vergeld ons genadiglik nie volgens ons werk nie, sien ons aan in Jesus Christus, wat vir ons sondes gesterf het. Broers en susters, na ons skuldbelydenis wil God ons van sy genade verseker. In Galasiërs 3 vers 11 staan daar, hy wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe. Almal wat God se vryspraak ontvang, moet hul geloof in God opnuut met blydskap bely. Kom ons aanraak deur saam te sing uit die pragtige Kerslied, die 355, al was ek nie daar nie. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is waar, die klip en Maria, met die kindjie by haar. Dus of ek die engel, die boodskap hoor bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet dit is so, die herders en wysers het dit eerste gegloor, en deur al die jare, wil Jesus sy kerk, die Gees en die woord kom, geloof in ons werk. Terwyl ons so sit, kom ons buig ons hoofde voor ons Here en Hemelse Vader in gebed. Vader, Seun en Heilige Gees, ons kom vanmôre weer voor u aangesig, Here, met die diepe besef in ons harte, dat ons totaal en al afhanklik is van u, Here. U is ons verlosser, u het vir ons die pad geloop, Here, als wat begin, van die vroegste tye in die wêreld, Here, volgens u woord. Here, help ons, lei ons en boet en bewaar u ons ook in hierdie prediking wat voorlê, Here. Laat ons begrip kry, dat ons verstaan dat u ons harte kan versterk, Here. Soos wat u op keer die afgelope week gedoen het, waar u woord vir ons net antwoorde gee, Here. Hemelse Vader, u ken ons harte. Ons is swak en nietige mense, maar voor u is ons lieflik, groot, almagtige, liefdevolle kinders van u, Here. Deur u genade, deur u bemoeienis met ons. Here, ons kan net vir u vra en smeek dat Vader die werke van u hande nie. Neem ons elkeen in u hande, omvou ons, Here, en lei ons na die ewige lewe saam met u. Ons smeek om vergifnis van ons sondes en ons oortredinge, Here. U ken ons, Here, u weet ons is mense wat so maklik verkeerd doen. Maar Hemelse Vader, ons dank u ook vir u woord wat ons kan lees, vir u skrif wat so maklik beskikbaar is, op soveel maniere en soveel bronne, Here, wat ons dit onmiddellik kan voor ons hê. Here, ons besef nie altyd die wonderlike voorreg om dit te kan hê nie. Die wonderlike voorreg om vrylik te kan aanbid, vrylik tot u te kan uitroep en u kerk te kan bywoon, Here. Dis genadegawes wat ons so maklik miskyk. Here, laat ons in hierdie tyd wat aanloop tot Kersfees, laat ons onder die ernstige en besef kom
van dit wat die pad wat voor lê. Die pad saam met U, wat verlossing en uitkoms gee. Here, ons vra vir vanoggend, gaan met ons geliefdes, die wat naby, die wat ver is, die wat siek is, Here, die wat ontsteld is, die wat hartseer is, Here, waar geliefdes net dood afgestaan is. Here, besterk U hulle, en die wat saam moet kyk hoe hulle geliefdes ly, Here, onder ernstige siekte, waar daar nie antwoorde voor is nie. Here, laat hulle nie moed verloor nie, dat die hoop in hulle harte bly leef. Ons vra nie die dinge ons het enigstens verdien, Here, maar ons smeek dit enkel uit genade, in U naam alleen. Amen. Ekskuus tog. Geliefdes, jy kan vanoggend die Bybel oopmaak, by Rit 1, ons gaan lees vanaf Rit 1, vers 1 tot 7, en dan vers 14 tot 17. Ek noem vir Rit 1, 1 tot 7 en 14 tot 17. Uit Bethlehem na Moab toe en terug. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land, en 'n man met sy vrou en sy 2 seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi, en sy 2 seuns Maglon en Kiljon. Hulle was afkomstig uit Efrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar 2 seuns alleen agtergebly. Die 2 seuns het later getrou met Moabitiese meisies, Orpa en Rut. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar 2 seuns Maglon en Kiljon ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkomste gebring het deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Sy en haar skoondogters het saam vertrek uit die plek waar hulle gebly het, op pad na Juda toe. En dan vanaf vers 14, toe het Naomi se skoondogters weer begin huil, en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het daar gebly. Toe sê Naomi, kyk, jou skoonsister het teruggaan na haar volk en na haar gode toe. Gaan jy nou ook saam met haar terug? Maar Rut het geantwoord, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan nie, om te draai nie, want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê 'n eed af voor die Here. Net die dood sal ons skei. Tot sover dat elkeen met die woord van die Here hoor, dit in hulle harte bewaar. Ons dank die Here vir die geskrewe openbaring van die woord, en vra u seën op die gepredikte woord wat volg. Dat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Amen. Wat is jou keuse? Orpa of Rut is ons tema vanoggend. Ons teksvers kom daar uit vers 6. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het, deur vir hulle goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Nou, ek wil graag begin met ek amper sê, hoekom ons hierdie gebeure beskryf, hierdie belangrike deel van God se raadsplan. Hoekom is dit so beskryf? Hoekom bestaan dit? Maar geliefdes in Here Jesus Christus, dis 'n verhaal van hoop in onsekere tye. Stel jou voor, jy kyk na jou gesin, na alles wat jy het, en jy weet dit is nie meer genoeg nie. Voel die verlies van pyn, jou huis, jou land, jou brood is op, jy vat 'n tas, pak dit met die min wat jy oor het, vat jou geliefde se hand vas, en begin stap. Jy stap weg van alles wat bekend en veilig was, vol hoop dat die pad vorentoe beter sal wees. Ja, jy hoop. So begin Naomi en haar gesin se verhaal. Dit is nie 'n ou stuk geskiedenis nie. Dit is 'n storie wat ons eie lewens weerspieël.
Ons almal het al gevoel hoe dit is om met 'n tas vol verwagtinge weg te stap, maar net om dit later weer vol teleurstellings en suur terug te bring. Naomi, Rut en Orpa se keuses stel ons voor dieselfde vraag as wat ons daagliks in ons eie lewens moet beantwoord. Hoe hou ek aan glo? Hoe hou ek aan met hoop wanneer ek alles verloor wat na my is? Kom ons ondersoek hierdie vraag verder en ons deel dit in 4 dele op. Eerstens die vertrek, tweedens die tragedie, derdens die keerpunt en laastens 'n nuwe hoop. Nou geliefdes, soos ons gelees het hierso, en as ons agtergrond gaan kyk, die boek Rut open in 'n donker tyd. Die dae van die rigters. Israel het geen koning nie. Chaos heers en hongersnood tref die land. Naomi en haar man, Elimelech, neem 'n besluit, wat eintlik 'n waagstuk is. Hulle verlaat Bethlehem, wat ironies beteken die huis van brood, om 'n toevlug in Moab te soek. Hulle hoop dat daar in die vreemde land brood sal wees, dat hul kinders daar sal oorleef. Met ander woorde, 'n keuse van hoop. Stel jou voor, hoe hulle moes voel toe hulle vertrek. Die pad uit Bethlehem was waarskynlik stil, met swaar voete en swaarder harte. Hulle het weggetrek met hoop, maar ook onsekerheid. Die vraag wat ek onder andere vanoggend vir u wil vra is, hoeveel keer het ons al ons eie Bethlehem verlaat, ons gemaklike lewe, ons onsekerhede, op soek na iets beters? Hier is die vraag vir ons, wanneer ons sulke keuses maak ons dit omdat God ons lei? Ons lei om sy wil van ons lewens te weerspieël? Of maak ons dit uit vrees, omdat ons nie glo dat hy sal voorsien waar ons is nie? Dan, wat Naomi, ons kom by die volgende deel, die tragedie. Wat Naomi in Moab beleef is 'n tragedie wat haar hoop versmoor. Haar man, Elimelech, sterf. Dit word, haar steenpilaar, dit word onder haar uitgeruk maar tog, dankie tog, my 2 seuns is nog met my. My 2 seuns is by my. Haar seuns, Maglon en Kilion, trou met Moabitiese vroue. Orpa en Rut. En 10 jaar lank bly hulle daar. Maar haar 2 seuns kom ook tot sterwe. Naomi bly alleen. Wat nou? Sonder haar man, sonder haar seuns. Dit is geen kinders, geen kleinkinders. Dit is die lewe van 'n absolute leegheid. Al haar hoop, al haar verwagting het uit haar hande uit geglip. En hier gebeur dit in haar lewe. Wat maak jy? Wat maak jy as jou hoop doodgaan? As jy voel daar's geen hoop meer nie. Sy verander selfs haar naam, wat lieflik beteken. Dis nie meer sy nie. Sy vra dat die mense om haar Mara moet neem wat bitterheid beteken. En ons kan dit verstaan, want daar's 'n bitterheid in haar lewe. Al hierdie tragedies wat haar getref het. Maar kan jy jou voorstel hoe dit moes voel om nie jou geliefdes te verloor nie, maar ook jou identiteit, die lieflikheid na bitterheid te verander? Staan ons nie ook soms op dieselfde plek as Naomi nie? As jy ooit deur 'n proses van so verlies gegaan het, of dit werk is 'n verhouding of 'n geliefde, weet jy hoe dit voel om die naam Mara oor jou lewe te wil skryf? Ek glo ons het almal sulke oomblikke ervaar. Maar geliefdes, dan kom die keerpunt. Want dan, ja, maar, die woordjie maar, wat soveel ander goed inhou. Want maar dan hoor Naomi iets wat soos 'n klein straaltjie lig deur haar donker lewe breek. Sy hoor dat die Here uitkoms gebring het vir sy volk,
dat daar weer brood in Bethlehem is. Sy besluit om terug te keer, terug na haar volk, terug na God, terug na Bethlehem. Maar dis anders. Dis anders as wat sy toe daar weg is. Stel jou voor hoe Naomi moes voel toe sy hierdie besluit neem. Sy was bitter, sy was leeg. Ek kan amper sê hulpeloos en hopeloos. Maar sy begin om terug na Bethlehem toe te stap. Haar skoondogters, Orpa en Rut, volg haar aanvanklik. Maar Naomi gee hulle keuse. Gaan terug na julle mense toe. Ek kan niks vir julle gee nie. Ek het niks om vir julle te bied nie. Ek is alleen, ek kan niks doen vir julle nie. Orpa kies om terug te draai na Moab. Terug na haar mense, terug na haar afgode toe. Terug na die gemaklike lewe wat sy geken het. Maar Rut maak 'n ongelooflike, radikale keuse. Sy kies om by Naomi te bly, met ander woorde om die lewenspad saam met haar te stap. Luister na die kragtige woorde, sy sê, waar u gaan sal ek gaan, waar u bly sal ek bly, u volk is my volk, u God is my God. Wat Rut hier doen is nie net 'n keuse van lojaliteit aan Naomi nie. Nee, dit is 'n geloofskeuse. Dit beteken Rut draai haar rug op haar Moabitiese agtergrond, op haar afgode, op alles wat eie aan haar verlede was. Sy kies om die God van Israel te volg, ten spyte van die totale onsekerheid oor wat die toekoms inhou. Hoeveel van ons het al sulke Rut oomblikke gehad? Die oomblik wanneer jy kan kies om terug te draai of om jou geloof in God te plaas en vorentoe te stap, ongeag die gevolge. Geliefdes in die Here, klink dit bekend vir julle? Maar dan kom ons by die volgende deel van Nuwe Hoop. Na 'n lang pad wat hulle gestap het, kom Naomi en Rut terug in Bethlehem. En dit lyk of Naomi se verhaal klaar geskryf is. 'n Verhaal van verlies en bitterheid. 'n Verhaal van smart en leegheid. Maar nee, God was nie klaar met haar lewensverhaal nie. Hy werk deur Rut, deur haar lojaliteit en opoffering, en dan God voorsien deur om Rut en Boas te gebruik. Rut ontmoet vir Boas, 'n familielosser. Die vraag is, wat is 'n losser? Die mooi verhaal oor Rut, Naomi en Boas vertel hoe 'n ou gebruik van die losser in die vroeë geskiedenis van Israel toegepas is. Wanneer 'n man gesterf het, moes sy naaste manlike bloedverwant die weduwees en die weeskinders onder sy sorg neem. Hy moes toesien dat hulle versorg is en dat die familiegrond wat in vreemde hande geval het, losgekoop word. Daarom is hy die losser genoem. Rut en Boas trou. En hier word Naomi se lewe omgekeer. Hulle trou en 'n seun word vir hulle gebore. Obed wat die oupa van Dawid word. En as ons verder kyk, deel is van die geslagsregister van Jesus Christus. Stel jou voor hoe Naomi voel wanneer sy Obed in haar arms hou. Sy wat gesê het, sy is leeg, hou nou die teken van God se voorsienigheid vas. Sy wat Mara geword het, sien weer die lieflikheid van God se hande in haar lewe. Sy herleef weer as Naomi, Naomi wat lieflik beteken, lieflik deur God se genade. Broers en susters, God het dieselfde plan van hoop vir jou, selfs wanneer jy voel of jy alles verloor. Is hy besig om aan jou storie te werk, 'n storie van hoop, van verlossing, van nuwe lewe. Dit mag soms vergesog klink, maar by God is daar altyd hoop, en dit gaan saam met sy ongelooflike liefde vir ons. Wat is die anker? Geloof, hoop en liefde. Ek sluit graag af met die volgende. Die verhaal van Naomi, Orpa en Rut is nie net 'n geskiedenisles nie. Dit is ons verhaal, 'n verhaal wat ons kan ons eie maak. Dit vra van ons om te kies.
Sal ons wees soos Orpa wat omdraai na die bekende en gemaklike toe, maar wat die kans verbeur om deel te wees van God se plan? Of sal ons soos Rut wees, wat met geloof en vertroue die onbekende aanpak, wat haar rug draai op haar ou lewe en sê, waar U gaan, sal ek gaan. U God is my God. Ons is in adventseisoen, 'n tyd van hoop en verwagting. Ons wag op die koms van Jesus Christus, sy koms as verlosser en koning. Net soos Naomi en Rut vol van hoop en verwagting was, word ons geroep om dieselfde te hê, selfs wanneer ons in ons eie Moab vasgevang is. Onthou, jy moet besluit, wat is jou keuse? Orpa of Rut? Mag ons God ons genadig wees en ons die geloof skenk dat ons mag sê soos Rut gesê het, ek sal U volg, waar U gaan, Here sal ek gaan. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom na U met dankbare harte vir die boodskap van hoop en geloof wat U deur die verhaal van Naomi en Rut aan ons gegee het. U is die God wat voorsien selfs in die droogtes van ons lewens. Die God wat herstel, Here, selfs wanneer alles verlore lyk. O Vader, ons weet dat hierdie week nie sonder sy uitdagings sal wees nie. Ons weet dat die wêreld vol struikelblokke en onsekerhede is. Maar ons kies om soos Rut te wees, om te sê waar U gaan, Here, sal ons gaan. U God is ons God, wat soos hy gesê het. Help ons om met hierdie geloof te leef, selfs wanneer ons moeg en ontmoedig voel. Here, maar ons bid vir krag vir die moeilike oomblikke wat voor lê. As daar sulke oomblikke in ons lewens is, gee ons die krag. Gee ons wysheid om regte keuses te maak, geduld met onsself en ander, en die moed om staande te bly wanneer dinge moeilik raak, Here. O Vader, ons bring ons vrese, ons bekommernisse en ons laste na U toe. Ons vra dat U ons sal lei soos U Naomi en Rut gelei het. Herinner ons dat U hand altyd besig is om aan ons lewens te werk, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Sien ons gesinne, ons werksplekke, ons gemeentes, ons gemeenskappe, U kinders, mede-Christene. Help ons om hierdie week draers van U lig en U liefde te wees. Gee ons die genade om op U te vertrou deur U geloof, om deur U voorsiening te leef, Here. Ons plaas ons week wat voor lê in U hande. Vader, met die wete dat U reeds voor ons uitstap. U is ons skuilplek, ons bron van hoop, ons God wat nooit faal nie. Ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons slotlied vir vanoggend is lied 308, Neem my lewe, laat dit Heer. Gedurig juig en van dankbaarheid
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.